Ons begin vandag met lineêre getalpatrone. En wat beteken lineêre getalpatrone? Dit beteken ek het 'n patroon en wiskunde is vol patrone, né? En tussen elke term is daar 'n konstante verskil. So kyk na hierdie terme. Wat is die konstante verskil hier? Ons het die hele tyd 2 bygetel. Okay. So kom ons vee daai uit. Okay. Toe het ons in graad 8 en 9 maniere gehad om hierdie patroon te bereken, hierdie TN-reël. En een van die metodes was, ek dink in graad 8 het ons iets soos dit gehad. Ek weet nie of dit 'n klokkie lui nie. Jy het gesê die konstante verskil is hierso plus 2 en dan het jy 'n 2tjie daarin gesit en dan het jy gesê hoe kom ek van 2 af na 5 toe, dit was 3. So my TN-reël was 2n plus 3. Okay. Toe was daar ander metodes vir ons gegee. Kom ons doen gou daar, hardloop gou daardeur. Nou in graad 10 gaan ons dit heeltemal anders doen. Okay. In graad 9 dink ek, of dalk in graad 8, het ons so iets gehad AN plus B of AN plus C. Die onderwyser kon eintlik enigiets daarin gesit het. En wat ons toe gedoen het, ons het gesê, term 1 weet ons is 5. Dan het ons die 5 hier ingesit. En term 1, die N het ons gaan vervang met 1. En dan moes ons B uitgewerk het, maar A sou altyd ons konstante verskil gewees het. Wat dan beteken dat hierdie 5 minus 2 gaan word om B uit te werk, so B gaan net 3 wees, so my TN-reël is dan net 2n plus 3. So dis hoe ons het gedoen het in graad 8 en 9 op daai twee metodes. Okay. Nou in graad 10 gaan ons dit bietjie anders te doen. Ons gaan, ek gaan van die begin af probeer mooi partye, sodat jy nie die mekaar raak met enige iets nie. Vir 'n begin, om die konstante verskil uit te werk tussen hierdie terme, gaan ons nie kyk wat ons by plus nie. Ons gaan eintlik dit doen. Ons gaan sê, ons vat term 2 en dan minus ons term 1 en dan kry ons 2. En ons vat term 3 en ons minus term 2 en dan kry ons 'n konstante verskil van 2. En so gaan ons aan, ons gaan ons konstante verskille uitwerk deur die term 2 te vat, minus term 1, term 3 minus term 2, term 4 minus term 3, ensovoorts. En dan sou ons dit in die formule ingesit het, ons leer 'n nuwe formule, A plus N min 1D. Nou hierdie formule gaan ons gebruik by lineêre getalpatrone, rekenkundige getalpatrone. Beteken, daar's 'n konstante verskil tussen elke term. En wat die ding hier is dat A, stel iets voor, A is altyd term 1. Okay. D staan vir my konstante verskil, en konstante verskil in die geval is 2. Okay, en nou prop ons net in. So is 'n baie maklike manier om hierdie uit te werk. A weet ons is 5, plus N min 1, D weet ons is 2. Nou ons moet nou onthou om hierdie 2 in te maak met die terme voor dit. So hierdie is Dn is gelyk aan 5 plus 2n min 2. So Dn is gelyk aan 2n plus 3. En ons sien ons kom by dieselfde werk uit. Nou jy gaan ook net sê hierdie is baie meer werk, maar hierdie is 'n belangrike metode want dinge gaan nie so maklik wees soos die nie. Net terloops, hoekom werk ek 'n TN-reël uit? Wat is die doel van die TN-reël? Hoekom sal ek dit wil uitwerk? En onthou, wanneer ek 'n TN-reël het, kan ek byvoorbeeld vrae hanteer, soos, hulle kan sê, hoeveel is term 50? Of wat is die waarde van term 50 in die reël? Dan vat jy nou jou TN-reël en jy vervang elke n met 50. Okay. So hierdie is 100, 103. So die 50ste term sal 103 gewees het. Of hulle kan vra, hoeveelste term sal hierdie waarde hê van 205? Dan sê jy, okay, goed, ons het ons TN-reël. Sien, dit gaan alles oor die TN-reël, want dit beantwoord vrae. Ons wil weet hoeveelste term het 'n waarde van 205. So ons wil n uitwerk. Ek hoop daai maak sin. So ons het die 205 by die TN ingesit. Die 3 gaan oor, dan word dit die 202, want dit is 205 minus 3.
gedeel deur gelyk aan 2n. Ons soek n, ons deel met 'n 2. So n is 101. So die 101ste term sal 'n waarde hê van 205. Nou dit is net graad 9 getalpatroon op 'n graad 10 manier en ons gaan nou 'n paar moeilike komplekses doen. So hier is 'n patroon en hulle sê bepaal die T-en-reëls. Ons weet nou ons moet 'n T-en-reël kry. Ons moet net eers gaan kyk of daar 'n konstante verskil is. So hoe kry ons dit? Dis vir term 2 en ons minus term 1. So minus 9 minus 1 gee vir my min 10. En dan vat ons min 19 en ons minus 9, wat dan ook min 10 wees. So ons weet daar's 'n konstante verskil van min 10, daarom kan ek hierdie patroon gebruik. Okay, ons weet dat A is altyd term 1. So A is 1, D is my konstante verskil, kom ons prop alles in. So Tn is gelyk aan A is 1 plus n min 1, D is min 10. Omdat nou die min 10 moet ingemaal word van agteraf, soontoe en soontoe. So Tn is gelyk aan 1 plus, nee, min 10n, want min 10 maal n is min 10n, en min 10 maal met min 1 is net 'n plus 10. Kan skryf dit net gou in regte volgorde, dan skryf altyd ons 10, ons n'e eerste, en 1 plus 10 gee vir my 11. Nou het ek getalpatroon Tn is gelyk aan hierdie waarde. Ja, met T-en-reël is daai, né? Ok, nou 'n bietjie meer kompleks. Hulle sê hierso is 'n getalpatroon 1 3, 1 6, 1 9, 1 12 en dan 1 doetjie. Kom ons merk gou uit wat uitstaan hier, want jy gaan nou probeer om 'n konstante verskil te kry tussen die, en jy gaan dit nie reg kry nie, maar wat jy wel kan sien is dat elke tweede getal 'n 1 is. En is ook elke onewe term, want onthou nou hierdie is eintlik term 1. Hierdie was term 3, so term 5, term 7, term 9, ensovoorts. So term 999, wat ook 'n onewe getal is, sal ook 1 wees, want elke onewe term is 1. So dit is eintlik baie maklik, né? Die term 1000 is 'n bietjie moeiliker, want die keer gaan ons werk met, ons kan nie 'n konstante verskil sien tussen die nie, jy kan dit duidelik sien, maar wat ons wel weet, is dat elke tweede term, kom ons maak so daar's eintlik 'n patroon in 'n patroonie, elke tweede term vorm 'n konstante verskil van plus 3. Okay, so ons kan net so gaan, so tussen hier en daai term is daar 'n konstante verskil van plus 3. Okay, so wat ons nou eintlik gedoen het, ons het 'n reeks van terme, elke tweede een is 1, elke ander een het 'n konstante verskil van 3. Nou, dit beteken die elke tweede term het 'n T-en-reël, so ons kan daar 'n T-en-reël gaan uitwerk, 'n lineêre T-en-reël, want elke tweede term is. Maar nou moet jy sien dat hierdie getalpatroon gaan ek net gou vir ons so skryf. Daar's al my ene, en ek gaan net hierdie getalpatroon opdeel in 2 groepe. So met ander woorde, wanneer hulle sê bereken vir ons term 1000, as jy nou mooi logies hier kan dink, as ek 'n getalpatroon opdeel in 2, beteken dit, vat nou die tweede enetjie, en dan gaan werk jy net eintlik term 500 uit van hierdie reeks. Want omdat ek het nou daai reeks opgedeel in 2. So, dit sal eintlik net totaal sin maak, as ek sê, so goed om 'n term 1000 uit te werk. So as ons term 1000 wil uitwerk, gaan ons kyk na A. Nou A in die geval is my eerste term, wat nou 3 gaan wees, né? En min 1, en dan D, né? Ekskuus, hier met 'n 1000 gewees het, en D is nou my konstante verskil van plus 3. Okay, maar nou, ek moet hierdie n sê hoeveel terme werk ek uit. Nou gewoonlik sou ek daar 1000 ingesit het, maar ek gaan nie in die geval 1000 insit nie, ek gaan 500 insit.
So ek gaan in plaas van 1000 daarin, gaan ek 500 insit, en jy kan dit ook so skryf. Ons maak dit net 'n bietjie mooi. Ek gaan nie so skryf. Ons vat 1000, maar ons moet dit deel met 2. Dis bietjie meer wiskundig korrek, né? So ons werk nog steeds ons TN-reël uit, maar ek het my getalpatroon opgedeel in 2 dele. Daarom as ek term 1000 wil uitwerk, gaan ek nie 1000 in die n se plek sit nie. Ek gaan sê is 1000 op 2 en dan van hier af is dit baie maklik. 3 plus hierdie is 500 minus 1. Skiesie 500 minus 1 maal 3. So hierdie is 3 plus 499 maal 3. So hierdie word 3 plus 499 maal 3 is 1500 minus 3 is 1497. So hierdie is 1500. So dis die een way om te doen. Die ander way wat ons kan doen is ek gaan dit net hier los. Is om te sê goed, kom ons werk gaan ons TN-reël uit. Is A plus n min 1 d waarvan A 3 is. My konstante verskil van 3. Ons maak die 3 in, so hierdie is 3 plus 3n minus 3, so hierdie is net 3n, so as ek term 1000 wil uitwerk, gaan ek sê 3 maal 1000 gedeel deur 2, wat dan ook vir my 1500 gee. So either or wat dit gaan werk, as jy dit in die klas gaan oefen, kyk na jou juffrou se metode, die manier hoe sy dit wil hê, maar hierdie is 2 van die opsies wat ons kan gebruik. Ok, nou kom ons by die goed uit wat eintlik bietjie meer graad 10-agtig is. Hier het ons 3 patrone en hulle sê dis 'n lineêr. Nou, dis baie belangrik wanneer hulle vir jou 'n onbekende patroon sit, moet hulle vir jou sê dis 'n lineêre patroon. Dis 'n kwadratiese patroon, dit is 'n meetkundige patroon. Onthou nou in graad 10 doen ons eintlik net lineêr, waar daar konstante verskil is tussen my terme. So wanneer ek 'n onbekende sien, moet hulle vir my dit sê. Hulle moet my of 'n wenk gee of vir my net uit en uit sê dis 'n lineêre reeks. So hulle sê bereken x in die geval. Nou dit klink nou vreemd, maar die realiteit is ons gaan niks anders doen as wat die hele tyd gedoen het nie. Ons gaan vat in rooi hierdie term vat minus die term. Dis soms wat ons doen by lineêr om 'n konstante verskil te kry en ons gaan die ene en die ene vat. Nou kom ons doen dit. Ons gaan sê 4x minus, nou wanneer jy minus, moet jy altyd, dit wat jy minus, altyd in 'n hakie sit. Anders dan gaan hy vir jou buite in die bout. En dan 6x plus 4 gaan ons minus, en wat gaan ons minus? Ons gaan daai 4x minus. Ek gaan net gou hierdie die pad uitvee. So kom ons vereenvoudig net hierdie. Ons maal daai minus in. So hierdie is minus x minus 2. 6x plus 4 minus 4x, so hier het ons 'n 3x min 2, en hier het ons 2x plus 4. Maar ons het nog steeds nie vir x opgelos nie. Nou gaan ons vir x oplos. Ok, nou dink 'n bietjie, toe ek nou 'n patroon gehad het soos net nou wat 5, 7, 9 en 11 was. Ok, het ons 'n konstante verskil gekry van 2 en 2 en 2 nadat hulle van mekaar afgetrek het. Nou wat kan ons sien, hè? Dat die eerste verskille, hierdie konstante verskil wat hier is, altyd gelyk is. So kan ons nie dalk nou dit sê nie, maar die konstante verskil is gelyk. Dit wil sê, as jy onderwyser nie nodig het dat jy sinnetjie moet sê nie, moet dit nie sê nie. Ek wil net niks uitlaat wat potensieel punte kan wees nie. Okay, daarom kan ons mos nou dit sê, dat 3x min 2 gelyk is aan 2x plus 4. Okay, ons gaan hierdie is gelyksoortige terme, so ons gaan hulle een kant toe bring. Daarom daai teken te change. Hierdie 4 nie min 2 is ook gelyksoortig, so gaan die min 2 oorbring, word dit plus 2. So hier is x net 6, so ons het x opgelos. So dis 'n potensiële vraag wat hulle kan vra, hulle sê los op vir x. Nou kom ons sê vir argumente onthou, hulle sê bereken nou die TN-reël. Nou onthou, omdat ek nou x berekening het, gaan ek nou gou 'n nuwe reël moet skryf. So ek gaan hierdie reël gaan oorskryf, en in plaas van x gaan ek gou 6 insit,
plus 2. Die volgende term 4 maal 6. Volgende term 6 maal 6 plus 4. Net dat ek 'n nuwe reël het. So hierdie is 8, hierdie is 24 en 6 maal 6 36 plus 4 gee vir my 40, né? So daar's 'n konstante verskil van as jy die ene vat minus daai en dit gee vir jou 16 en as jy die vat en daai aftrek gee dit ook vir jou 16. So wat weet ons nou? Ons kan nou ons TN reël uitwerk want ons het nou al die waardes wat ons nodig het. Onthou nou dat A is my eerste term wat ek nou uitgewerk het as 8. Ek het my konstante verskil van 16. So kom ons prop dit net alles in. So A is 8 plus N min 1 en die D is 16. So hierdie D moet nou ingemaak word. So hierdie is 8 plus 16 N min 16. So hierdie is 16 N min 8. En dan kan hulle vra bereken term 10 of wat ook al. Want ek het nou 'n TN reël en die oomblik as ek 'n TN reël het, kan ek enigiets gaan uitwerk, né? So hier het ons 'n nuwe patroon en hierdie patroon is bietjie tricky want die vraag is bietjie anderste. Hulle sê skryf neer die konstante verskil in terme van x. So hulle sê jy moet gaan x oplos nie. Hulle sê skryf neer die konstante verskil in terme van x. Okay. Nou het ons mos dit gedoen. Konstante verskil, vat jy die term en jy minus daai term en die ene en daai ene. Okay. So dit klink vir my dalk of ons potensieel 2 tipe konstante verskille kan kry, maar dalk net 1. Kom ons kyk wat gebeur. So ons gaan sê goed, ons vat 3x min 2, dan minus ons die ander enetjie. Okay, en in die ander hierdie geval gaan ons 5x min 5 vat en ons minus term 2. Okay, kom ons kyk waartoe ons gaan. So dis 3x min 2 min x min 2, min 1, jammer, want hy maal in. So dis het min 1 en hierdie is 5x min 5 min 3x plus 2. Kom ons maak bietjie kleiner. Hier is 2x min 3 en in die geval is dit ook 2x min 3. Nou, jy gaan sien, hierdie is 'n vangplek want jy kan die x van hier af bereken nie, want gewoonlik sou ons nou hierdie konstante verskille net aan mekaar gelyk gestel het. So hier sal is gelyk aan in die middel gewees het, maar die probleem is, dan gaan ons net 0 is gelyk aan 0 kry. So die vraag was nie dit nie, die vraag was, bereken die konstante verskil in terme van x. So ons gaan sê D, wat die konstante verskil is gelyk aan 2x min 3. So dit was die eerste vraag. En die tweede vraag sê, bereken die endeterm in terme van x. Beteken, kry jou TN reël in terme van x. So TN is gelyk aan A plus N min 1 D. Daar het vir my gesê, dit is 'n lineêre reeks. So ons kan hierdie formule gebruik om ons met die TN reël gaan kry, maar die keer moet dit in terme van x wees. Okay, nou wat het ek nodig? Ek het A nodig, weet wat die eerste term is, daar's hy, en ek het D nodig, wat die konstante verskil is, wat ons nou reeds uitgewerk het. So kom ons prop alles in. A is x plus 1, plus, en dan n min 1, en dan my konstante verskil van 2x min 3, is dieselfde. So Tn is gelyk aan x plus 1, plus, en nou gaan ons net gou hierdie goed, EBA of EMAL, of wat ook al die geval mag wees, wat jy het ook al wil noem. Ons gaan so met inmaal. So 1 maal 2x is net 2xn, 1 maal min 3 is min 3n, min 1 maal 2x is min 2x, en dan min 1 maal 3, min 1 is net 'n positiewe 3. So Tn, kom ons kyk of ons gelyksoortige terme het. Ek het 'n paar, ek het daai plus 3 en daai plus 1, kan ek by mekaar tel. Ek het ook 'n min 2x en 'n x wat ek by mekaar kan tel. Die res kan ek nie by mekaar tel nie. So min 2x plus x gee net vir my minus 1x
plus 2xn wat ek niks mee aan kan doen nie, min 3n wat ek niks aan kan doen nie, maar 1 plus 3 kan ek werk, dit is 4. Van daar af kan ek nie verder gaan nie, so ek het 'n TN-reël, my TN-reël is minus x plus 2xn min 3n plus 4. So die volgende vraag sê, as term 12 106 is, bereken nou die waarde van x. So hulle sê, as term 12 106 is, nou kom ons bietjie dink wat sê hulle vir ons hier. Hulle sê term 12 is gelyk aan 106. Okay? Bereken nou x. Nou onthou, ek het nou 'n TN-reël hierso, wat ek nou kan gebruik. Nou kyk mooi wat gebeur. Het ek TN, kom ons kyk wat het ons hier. Ek het term 12 is gelyk aan 106. Kom, moet ek 'n ander kleur maak. Term 12 is gelyk aan 106. So dit beteken, ek gaan in hierdie reël wat ek nou uitgewerk het, elke n met 'n 12 verander, daai enetjie en daai enetjie, en die TN gaan ek 106 maak. So die 100, want term 12 is gelyk aan 106. Okay? So kom ons skryf dit. Kom ek vee net hierdie onderste stukkie uit. So hierdie is nou som nommer 3. So hierdie word 106 minus x minus 2x, en weet ek nou is 12, hulle het vir my gesê, en hulle sê n is 12 plus 4, kom ons vereenvoudig het net bietjie, 106 is gelyk aan, minus x, hierdie is plus 24x, minus 36, plus 4, kan ek het kleiner maak? Ja, hierdie is 23x, hierdie saam is 32, minus 32, kom ons gooi die minus 32 oor, dan word dan mos 106 plus 32, né? Dan gee hierdie mos vir my 138, en dan kan ek net gaan deel met 'n 23, sodat ek vir x kan uitwerk. En dit gee vir my 'n waarde van 6. Ek hoop daai maak so bietjie sin vir julle. So by lineêre reekse, by lineêre getalpatrone, is daar altyd 'n konstante verskil. Dit noem ons D. Ons baie belangrik om te weet wat die eerste term is, wat ons A noem, en die res is baie voor die hand liggend. Ek hoop julle het geniet.